Nee, Willie, ek wil vir julle net van ons kant af sê baie dankie. Dit het ons lewe baie makliker gemaak. Ewe skielik kan ons data kry wat ons gesukkel het en wat altyd met die hand geskryf was en wat baie lang tyd gevat het om gemiddeldes uit te werk en allerhande goed. Wat nou met die druk van 'n knoppie het ons al die goed reg en ons kan ons beheer op ons krale baie beter uitoefen. Ja. Veral met die verdeling van die groepe kalvers wat ons kan in verskillende gewigsgroepe sit. Dit help baie. Nou kan ons verskillende kalvers op verskillende plekke sit en dit maak dat jy jou groei beter kry. Ja. En dis tog waartoe ou werk is om jou groei. Dis waaroor dit gaan. Ons is 'n vleisfabriek. Hoe beter jy dit kan doen, hoe makliker maak dit vir ons. Jou hoeveelheid diere wat jy met hom werk, tempo waarteen jy werk teenoor wat jy gewerk het. Nee, dit is nie eens vergelykbaar nie. Ons het begin met 'n houtkraal hierso. Net 'n pan. Ek was nog hierso gewees, toe jy nog besig om die goed te merk. Ja, en dit was moeilik. Dit het ure gevat. Ons het omtrent 'n halfdag gewerk aan 100 kalvers, waar ons nou sommer 300 kalvers in 'n uur of 2 ure deursit. So dit gaan regtig baie makliker. Wat doen jy met die res van jou tyd? Nee, Sampara dink nogal vir my werk uit. Ja, ek is baie bly. Nee, ons weeg sommer nou onnodig op, sommer vir die grap. Want dit is lekker. En ou kan sien hoe groei jou goed en dadelik elke kalf wat deurgaan sê hy vir jou onmiddellik hierdie kalf het in hierdie tyd soveel gewig gegroei. Want ek staan altyd en kyk wat is die groei van dit ons laas geweeg het. En dit is maar die groot ding wat 'n ou na kyk, want baie kere haal ons kalvers uit ook. As 'n kalf nie reg presteer nie, dan kan ons hulle elimineer. Vergelyk jy vorige groeie of vandat hy begin? Ek weet hoeveel keer weeg jy as 'n kalf vandat hy in jou kraal gekom het? Hoeveel keer word hy geweeg voordat hy geslag word? Ons weeg nie so baie nie. Ek het nou gesê ons weeg sommer onnodig op, maar ek probeer om die goed nie te veel te stres nie. So as daar kom dat ons moet 'n groeistimulant insit of is daar iets belangrik is wat gedoen moet word, dan weeg ons hulle. So elke keer wat ons met die kalvers werk, weeg ons hulle. Maar ek bring hulle net spesiaal in om te weeg, sê elke 2 weke of elke 3 weke nie. So as 'n kalf in my land word hy geweeg en hy word geprosesseer eintlik, maar dan word hy sommer ingeweeg. En dan na 2-3 weke op die hawer of in die veld, dan as die groep se gewig naaste by daar is wat hulle met voerkraal toe gaan, dan sit ons weer die groep oor die skaal en dan selekteer ons alles bo 260 gaan dan voerkraal. En dan as hulle in die voerkraal ingegaan het, dan word hulle eers na die hele tyd. As hulle klim slagpale toe, dan weeg ons hulle. Dan weeg jy hom eers weer. Ek voel my net elke keer wat jy hom skuif, pla jy sy groei. Jy stres die diere. Ek doen dit nie onnodig nie. Ja. Ons sal vorentoe dan dalk kyk dat veral met die draaigras daai hoë druk bewyding doen. En dan kan 'n ou dalk meer gereeld net om vir interessantheid te sien wat maak daai weidings met lek en sonder lek en 'n bietjie proewe doen. Ja. Hierso self waar jy weeg, die feit dat daar nie mense aan die voorkant is nie. Nee, dit maak dit baie maklik. Jou diere, hulle beweeg maklik in. Dis nie dat hulle sukkel om in die skaal in te beweeg nie of hoe? Nee, glad nie. Jy kry nou mos maar 1 of 2 al starriges, maar dit is nie die ding is baie mooi uiteengesit. So as daar 'n bees op die skaal is en hy beweeg uit en die agterste hekkie gaan oop en loop die volgende een sommer outomaties uit. Dis nie heeltyd met 'n prottersteking. Yes, ja. Nee, die vloei werk baie goed wat dit dan betref vir ons.